Liewe Hemelse Vader, ons sê baie dankie waar ons nou u boodskap kan oopmaak. En ons vra dat u asseblief my wegval. En u wat u die woord gegee, dis vir hulle vertel. Dankie, ons bid in Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan nou 'n spesiale item. En as dit kan julle saam op die bord of vir my die gebarentaal lied. En die lied se naam is So 'n wilsbok mag na water. Soos 'n wilsbok wat smag na water, smag my siel na u, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan u die eer. U alleen is my bron van krag en u teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan u die eer. Soos 'n wilsbok wat smag na water, smag my siel na u, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan u die eer. U alleen is my bron van krag en u teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan u die eer. U alleen is my bron van krag en u teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan u die eer. En ek bring aan u die eer. En soos julle kan sien, die tema, vergewe en vergeet die slegte dinge wat ander aan jou doen. Die deel van hierdie sin wat sê, moenie dink aan 'n slegte dinge wat ander aan jou gedoen nie. Kom uit 1 Korintiërs 13 vers 5, waar Paulus vertel hoe ware liefde lyk en ander mense behandel. In die Afrikaanse Bybel staan dit so geskrywe: die liefde handel nie onwelgevoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitter nie, reken die kwaad nie toe nie. Maar in Afrikaanse 2020 sê dit so mooi: liefde tree nie onbehoorlik
en dit liefde selfsugte op nie. Jaag nie na eie belang na nie. Is nie liggeraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Daai laaste deel is vir my mooi. So, dit beteken om die slegte dinge wat ander aan jou doen, te vergewe en te vergeet. Dit beteken, jy hou nie 'n boek wat vir ander aan jou verkeerd gedoen het nie. Jy dra nie wrok of hou die lys van iemand te sonde teen julle nie. Jy vergewe en vergeet, eerder as om te onthou en terug te betaal. 'n eenvoudige woorde. Ware liefde sê nie, ek sal onthou wat jy gedoen het nie. Dit sê, ek kies om dit nie teen jou te hou nie. Ek het besluit om nie daaraan te dink nie. Voorbeeld uit die Bybel. God self gee vir ons die beste voorbeeld. Hebreërs 8 vers 12 wat sê, hy sal ongeregtigheid vergewe en aan ons sonde nie meer dink nie. Soos God nie ons sonde en verkeerde dinge teen ons hou nie, moet ons ook ander te sonde, slegte gedrag of woorde of slegte dinge wat hulle doen, nie teen hulle hou nie. 'n paar punte. Nommer 1. Die geestelike beginsel is goddelike liefde. Hier praat Paulus van agape. So agape is die onselfsugtige liefde van God. Nie menslike gevoeling of emosioneel nie, maar 'n keuse om die raad en leiding van die Heilige Gees na te luister en so God se karakter en hakkie liefde aan mekaar, aan ander te wys. Wanneer jy hierdie liefde leer, kyk jy nie deur die oë van vraag of seer nie, maar deur die oë van Christus. 2 Korintiërs 5 vers 16 sê, ons kyk nie neer na iemand volgens die vlees nie. Die liefde van God ontken nie die kwaad, maar hou dit ook nie teen iemand nie. Dit beteken, jy laat dat God die regter is, nie jy nie. Nommer 2. Dink nie daaraan nie. Nou, wat beteken dit as geestelik? Die Griekse woord hier is logizomai, logizomia, wat beteken om te dink daaraan en dit te onthou. Dit is te tel, rekenskap te hou van iets.
Nou, wanneer Paulus sê, die liefde reken die kwaad nie toe nie, bedoel hy, liefde hou nie 'n geestelike boekhouer van wie jou jy gemaak het nie. Jy maak jouself vry van die gewig van skuldgevoeling en laat toe dat God dit hanteer. Elke keer as jy iemand vergewe, kanselleer jy daardie skuld in jou hart. Net soos Jesus joune aan die kruis uitgewis het. Nommer 3. Die geestelike vryheid van vergifnis gee. Om nie die kwaad toe te reken nie, is nie net vir die ander persone te voordeel nie, maar vir jou eie sielvryheid. Wanneer jy aan die slegte dinge van ander dink, bind jy jouself aan die pyn, herinnering en selfgeestelike dood. Maar wanneer jy kies om nie toe te reken of om nie daaraan te dink nie, om te vergewe en te vergeet, dan is jou hart lig en gelukkig. Jou verhouding met God groei en bou meer vertroue op hom. Ervaar jy die kalmte en vrede, wat die toestand te bowe gaan. Los dit in God se hande. Vergewe en vergeet, sodat jy voluit kan leef. Nommer 4. Christus se voorbeeld. Jesus het aan die kruis gesê, Lukas 23 vers 34 sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die gees wat nie vergeldig soek nie, die gees wat ander te verkeerde dinge vergewe en vergeet, en eerder 'n genesing, vrede en herstel bring. 'n Kort boodskap. Vergewe en vergeet. Ware liefde kies om nie te onthou nie, maar te vergewe. Wanneer jy die kwaad nie daaraan dink nie, gee jy dit oor aan God, die enigste regter wat regverdig oordeel. Elke keer wat jy vergewe en vergeet, word jou hart ligter. Die vrede van Christus vul die plek waar die pyn en seer was. Here, leer my soos U se liefde het, om nie die kwaad toe te reken nie. Ja, om te vergeet en te vergewe, om genade uit te leef. Die laaste boodskap sê, dit is 'n groot vreugde om God te vertrou en te vergewe. Mag die Here jou hart vul met sy vrede en jou hoop om elke dag in hierdie liefde te wandel.
lig, vry, vol genade. Amen. Kom ek bid saam. Ondierbare Hemelse Vader, baie dankie dat U ons nog 'n kans gee, sodat ons mekaar kan regmaak voor die jaar verby is. Want ons wil 2027 met 'n nuwe hart, met 'n nuwe uitdaging, met 'n nuwe uit te leef vir U alleen. Ons vra dat ons alles wat ons onthou, alles wat ons op 'n boek reken wil hou, dat alles opgeskeer en weggegooi en vergeet. En ons vra dat U asseblief die finansie wat nou ingesamel het, en dit vir die mense wat 'n uitreiking van die evangeliese boodskap kan uitbrei, sodat Jesus gou kan kom om ons te kom haal met 'n nuwe hart en nuwe karakter in Jesus naam alleen. Amen.